1, 2, 3, blok myself. Ons kinders en lemaat speel deesdae by die huis of in die bos of waar ook al, net lekker wegkruipertjie. Wie van ons onthou nie ons kinderjare se spel van wegkruipertjie nie, die ure en die plesier wat ons daardeur geniet het. Iemand tel teen 'n muur, oë toe, terwyl die res dan weghardloop en gaan wegkruip. En dan volg die soektog, agter struike, om hoeke, in skure, onder die bed of selfs die motor, totdat iemand geskree het, 1, 2, 3, blok myself. En dit was die oomblik dan van onthulling. Jy's veilig, of jy's gevind, of gevrywaar. Dit is 'n eenvoudige spel, maar dit het diep ooreenkomste met jou en my geloofsreis. Ons verberg, ons dwaal weg, ons word gesoek en soms gevind op plekke waar ons nooit verwag was nie. In Genesis 3 vers 8 tot 9 lees ek en jy, toe die mens en sy vrou die geluid van die Here God hoor, toe hy teen die aandwind in die tuin wandel, het hulle vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. En die Here God het aan die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Sedert die tuin van Eden speel die mens al geestelik wegkruipertjie. Adam en Eva kruip weg. Nie net vir pret nie, maar uit skaamte en uit skuld uit. Sonde het hulle laat wegraak. Dit het hulle vreugde gesteel en hulle verhouding met God versteur. Maar die Here roep soos 'n ware Vader, nie met oordeel nie, maar met genade. Waar is jy? Dis die eerste roep van barmhartigheid. God soek selfs al is ons verlore, selfs al is ons weggesteek agter moderne maskers, selfs al is ons weggesteek agter sukses of skuld. Jesus vertel in Lukas 15 van die verlore skaap, die verlore muntstuk en dan die verlore seun. En in elke storie is daar iemand wat soek en 'n hart vol vreugde wanneer die verlore een gevind word. So is ons God, so is ons Vader. Lukas 19 vers 10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Ek en jy wil soms self roep, 1, 2, 3 blok myself, asof ons onsself kan red. Maar dit is Christus alleen wat roep en sê, jy is gevind, jy is veilig, kom huis toe. Die skrywer Brennan Manning skryf en sê, God loves you as you are, not as you should be, because none of us are as we should be. Dit is God se genade. Hy soek nie die perfekte nie, maar die verlore. En God se barmhartigheid is groter as ons wegkruipplekke. Vandag nooi God jou. Los jou skaamte, los jou skuld, los jou verberging, want jy is gevind, jy is geliefd en jy is veilig. Psalm 139 herinner ons, waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug en aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, die lig rondom my om nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos dag, duisternis so goed soos lig. In Christus Jesus is daar geen verborge plek, waar sy genade, sy liefde en sy redding jou nie kan bereik nie. Here, ons almagtige God en Vader, dankie dat U roep selfs wanneer ons wegsteek. Dankie dat U ons soek met liefde, nie met oordeel nie. Help ons om U stem na te luister, na U genade te hardloop en in U teenwoordigheid ware rus te vind. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek wil jou werklik waar aanmoedig. Ons almal ken daai 1 of 2 mense wat 'n bietjie wegkruip. Gaan deel hierdie boodskap met elkeen wat God se genade en barmhartigheid kan waardeer vandag. Tot volgende keer. Totsiens.